Ons is bykans 'n jaar in 2026 in, en ek dink baie van julle het al gewonder hier aan die einde van 2025 dat die probleme gaan ophou. Dit gaan 'n rustiger 2026 wees, en die nuwe jaar gaan anders te wees. Ons gaan op 'n nuwe blad begin, en 28 dae in die nuwe jaar in kom ons agter dat dieselfde probleme is daar. Dit is eintlik 'n meer gejaagd as wat dit verlede jaar was. En die Prediker boek sê vir ons dat dit 'n gejaag na wind is. En weet jy wat, ek dink baie van ons voel alweer lus vir 'n vakansie en net om 'n rustiger 'n tyd deur te gaan, en is atletiek, en dit is net weer die ratreis van vooraf. En dit voel of ons nie gerus het nie, voel of ons net krag nodig het om deur die dae te kom. Maar weet jy wat die Bybel praat met ons daaroor? In die welbekende gedeelte in Jesaja 40 vers 29 tot 31 sê hy in die volgende, in die Amplified, hy sê, God gives power to the faint and weary, and to him who has no might, he increases strength, causing it to multiply and making it to abound. Vers 30 sê, and even youth shall faint and be weary, and selected young men shall feeble, stumble and fall exhausted. En hy wil amper hier vir ons sê dat selfs die jong manne, hy praat nie eens oor die bejaarde mense, ons seniors, en wat al bietjie ouer is as jonger mense, selfs die jongeres word moeg, en hulle word tam, en hulle word gejaagd. En hy sê in die 31ste vers, but, die Afrikaans sê maar, en ek is so opgewonde as daar 'n maar is, want dan gee die woord vir ons 'n alternatief, dan gee hy vir ons 'n oplossing. Hy sê, but those who wait for the Lord. En wat beteken dit? Ons weet dit, die wat op die Here wag. Maar wat beteken hierdie wag? Dan sê die Amplified, who expect, wat hom verwag, look for, wat uitkyk vir hom, wat hom soek, and hope in him, hope in God, wat sy hoop in God stel, nie hierdie aardse dinge nie. Wat sal dan gebeur? Shall change and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up. En hier is die gedeelte wat my hart geraak het, en dit wat ons oor praat, closer to God, in sy teenwoordigheid, en nader aan sy heerlikheid, en sy krag, en sy majesteit, as eagles. En dit is die hele boodskap op sy eie, oor hierdie arendsvlerke, wat uitgesprei word, mount up to the sun, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint or become tired. En ek wil jou aanmoedig vanaand, dat jy gaan op die Here wag. As jy krag nodig het, as hierdie ou lewe te gejaag raak net rustig en wag op die Here. Wat beteken dit wat ons oor gepraat? Wat hom verwag, wat net 'n oomblik in die dag net stil word voor God, verwag dat hy by my is, wat hom gaan soek, want hy beloof as ons gaan soek, gaan ons hom vind, sy teenwoordigheid, en dat ons volkome hoop in hom gaan stel, op hom gaan stel. Hy kan nie teleurstel nie. En ek wil jou aanmoedig, gaan wag op die Here. They that wait upon the Lord shall renew their strength. En hierdie volgende 11 maande, maak dit daagliks jou gewoonte, maak dit deel van jou daaglikse beplanning, om 'n oomblik net op die Here te wag, en jy gaan nuwe krag kry.